Lekker om saam met julle almal te kuier. Ek wil sommer net vra daar op Facebook, of die klank reg is en ook op TikTok. Ja, ek is hier op 'n plek waar ek nie regtig opvangs het nie. Ek het wifi nou hier in die bos, maar ek weet nie hoe sterk hy is nie, maar vir jou wat ingeskakel is, baie welkom. Maar altyd lekker om saam met elkeen te kuier op TikTok en ook op Facebook en op YouTube. Nou ja, ek het nou net uit die water gespring, kuier 'n bietjie in Marlow Park. Ja, en is dit nou lekker warm. Ek het omtrent nou lekker 'n duik gevat hier agter in die water. En nou ja, dit is vir my baie lekker om saam met jou te kuier. En gisteraand het ons probeer, maar ons opvangs was 'n probleem daai kant. Aan die kant se nie, ek dink nie die ouens het hulle wifi betaal nie. Dit is nogal 'n probleem gewees. En toe kon ons daarom op die lig gaan. Ek sien hierso almal op TikTok. Goeienaand Ivan, kan julle my net sê of daar klank is en ook op Facebook voor ons begin. Maar lekker ek kan Karen net so 'n bietjie wegbreek. En ons is nou vir 'n week in die eiland. En die week is ons hier in Marlow Park. En natuurlik ook so saam met Bybelgenootskap lekker besig om ook so met die Bybelverspreiding aan die gang te wees. Dit is vir my 'n groot voorreg om vanaand saam met te kuier. As dit jou eerste keer is, ek sien ons het 'n slow connection. As jy nog nie op ons WhatsApp groepe is nie, dankie Jaco, dan julle sal my nommer later sien op die blaaie, dan kan jy op ons groepe gaan en wat sê hulle, daar's 'n klank op TikTok. Ek gaan nog al die goed leer. Ek is nie so slim met alles nie. Maar in elk geval, as jy nog nie op ons WhatsApp groepe is nie, baie lekker dat ons die groepe het en ons laai op en vanaand se boodskap en ook al die ander boodskappe plaas ek daar. En vanaand mag jy ook sommer maar net so 'n groot seën uit die hand van die Here ontvang. Dit is so lekker om net so 'n bietjie weg te breek en in die natuur te kan wees. Ja, ek sal 'n bietjie Ivan, jy sê julle se Nelspruit. Ons sal 'n bietjie kontak hou, stuur vir my boodskap privaat as ek daar deur Nelspruit Saterdag gaan dan, want Sondag bedien ek in Pretoria, daar in Valhalla, by die Volle Evangelie Kerk. En nou moet ek alweer terug wees. Volgende week is ek in Potgietersrus. Ja, partykeer is dit nodig om so net 'n breek te vat en sommer maar net, jy weet, net 'n bietjie van alles weg te stap en ook stil te word. Glo my, ek bedien nog steeds en nog steeds aan die gang. Maar terwyl jy so ingeskakel is, kom ons bid so saam. Vader, wat 'n voorreg dat ons vanaand sommer net so lekker saam kan kuier. En vanaand is my gebed dat jy ook sommer hierdie Boeta en Sissa wat saam kuier ryklik sal seën. Hy en sy sal geniet die guns en sal geniet die volheid en die heerlikheid. Here, dankie vir geloof in U. Dankie dat ons al ons hoop in U kan plaas. Daar buitekant is alles vals, daar buitekant is daar geen hoop. Daar buitekant is leë beloftes. Here, selfs in gesinne vind hulle dit. Maar vanaand wil ek dankie sê dat in U het ons die volheid. En in U lieg nooit nie. Here, U sê in die woord ons is die oogappel. Die arm is nooit te kort nie en U oor is nie doof nie. Dankie dat ons U as 'n goeie Vader het in ons lewens. Eer en ek prys U vanaand vir hierdie man en vrou wat ingeskakel is en so bid ek dit jaar en hom ook ryklik sal seën. My gebed in Jesus se naam. Amen. Ek het nog so pak hout oorgehad daarso by die eiland. Toe sê van die manne vir my, pak hulle in en vat hulle saam, die hout is duur daar in Mpumalanga. Ek het sê, ag nee, is nie regtig, kan nie so duur wees nie. Ek het vir 3 sakkies hout
net sonder die R200 teen Malhof Park betaal. So hierdie is nou soos goud in die wildtuin. Hierbo. Nou, hulle moet stadig brand. Ek wil nog hierna lekker in die water gaan sit. En so in die ryery vandag, toe sit ons in gesels. En ek dink iewers jy weet, is dit so dat mens praat baie keer hoe goed en dan is dit so asof die Here iets in jou wakker maak. En ek dink aan, jy weet, ouers en skoonouers. En ek dink aan kinders. En ek dink, net hierdie Mr. John hierso op TikTok. Ja, hulle is nou al tot op TikTok. Maar, toe dink ek aan, jy weet, hy sê nou weer op, Mr. James is sommer op my TikTok en op my Facebook. Tot ziens, hallo. Ja, hy is besig. Karen sal hulle, sy en, wat sy naam is besig om hulle te blok. Maar, toe dink ek aan kinders wat, jy weet, hulle klein kinders van hulle ouers weerhou, en van skoonouers, en die onmin wat daar is, in families oor, jy weet, hy skoondogter, hy skoonseun, skoonpa, hy skoonma, en die kinders, wat die kleinkinders, wat dan die ouma en oupa gestraf word, omdat hulle nou nie, jy weet, maar die kinders kan uitkom nie. En toe praat ons net so, en toe dink ek gaan volgende week as ek by die huis is, 'n sessie daaroor hê. En ek dink is lekker, ek gaan ons volgende maandag gaan ek daaroor gesels. Maar vanaand is vir my belangrik om saam met jou te kuier en jou net te motiveer en sommer jou net moet in te praat. Jy weet die krag van geloof, want ek sien so baie van ons wat, jy weet by ons werk in jou finansies en jou gesondheid, is dit so dat mense het hulle hoop verloor. Mense voel kragteloos en moedeloos en hulpeloos. Almal van ons is klein gelowig op een of ander stadium in ons lewens. As probleme so vinnig en baie op ons afkom. Ek weet nie wat het vinnig op jou afgekom hierdie afgelope seisoen nie. Dalk is dit finansiële druk en jy het jou werk verloor, pensioen het nie uitbetaal soos dit moes nie. Jy weet, jy het 'n skok gekry van 'n aanslag, jy van die ontvanger, jy sit moontlik as 'n persoon wat afhanklik is van produkte en dit kom nie by jou uit nie en jy het daai finansiële druk. En dan met 'n ou geloof hê terwyl daai skure leeg is. Ek wonder of julle weet wat ek van praat. Skure wat leeg is, kaste wat leeg is, bankrekeninge wat laag is, doktersrekeninge wat hoog is, werk wat min is, kontrakte wat nie inkom nie. En dan is ons geneig om maar net gou in ons lewens te maklik handdoek wil ingooi. Ek dink elkeen van ons is iewers in ons lewens by so 'n plek wat ons maklik wil 'n streep trek en sê ek wil nie meer aangaan nie. Ek lees in Lukas 5 'n stuk daar vanaf vers 17 tot vers 20. 'n stukkie van 'n verlamde man wat Jesus gesond gemaak het. En ek wil vir jou 'n paar versies lees vanaand. En ek praat sommer net lekker saam en wil jou motiveer vanaand terwyl ons 'n vuurtjie lekker aan die gang is en dit so stil is hier. So net nou toe ry ons gou-gou toe die winkels nou reeds toe. Maar toe staan die kameelperde in die pad en die rooi bokkies staan oral so met die kar en as varkies in die veld. En
elkeen ry in sy rigting. En met dit te dink ek, so het elke ou wat daar ry, behoefte, hy het 'n begeerte, hy het 'n verwagting, hy het drange, hy het selfs bekommernis. En ek lees hierdie gedeelte in Lukas en dit tref my. Hy sê en op een van die dae was hy besig om te leer en Fariseërs en wetgeleerdes wat gekom het uit elke dorp van Galilea en Judea en uit Jerusalem het daar gesit. En daar was krag van die Here om hulle te genees. Hulle het bymekaar gekom. Wat vir my so mooi is, hy sê hierso, en daar was krag van die Here om hulle te genees. Ek wil my verstout om vir jou te sê, wanneer jy met alles by God se voete gaan sit, daar's krag. Daar's krag, daar's genesing. En daar het manne 'n mens wat verlam was op 'n bed gebring. En hulle het probeer om hom in te bring en voor hom neer te sit. En toe hulle vanweë die skare geen kans sien om hom in te bring, klim hulle op die dak en laat hom met die bed afsak deur die panne tussen die mense in en voor Jesus. En toe hy hulle geloof sien, sê hy vir hom, mens, jou sonde is vergewe. Ek het die voorreg gehad om 'n paar keer al die dorpie te besoek waar Jesus hierdie wonderwerk gedoen het. Ag, dit is 'n mooi area, is 'n mooi streek in Israel. En Jesus het tyd gemaak vir hulle wat bemoeienis gehad het. Maar ongelukkig het daar was soveel mense wat by hom wou uitkom. En ek wil eintlik verder gaan om te sê, daar was nog soveel meer wat hom wou doodmaak. Maar wat vir my so mooi is, terwyl ek hierdie stuk lees, dat